Baie dankie vir die musiekspan. Ons waardeer julle. Dit is wonderlik om vanmôre weer saam met u te kan wees. Baie dankie, baie dankie. Ek voel sommer tuis hier, omdat ek daarom al baie van die gesigte ken. As u nie my ken nie, ek is Gerard. Ek bly daar in Durban, Wolse wêreld. En ek het vanmôre 'n nuwe respek vir strandmense gekry, wat so vroeg kerk toe kom. Julle is kwaai hoor, julle is kwaai. Ek ry vanmôre so en ek moes donker daar by die huis ry. En ek het nie geweet of ek aanddiens toe kom of oggenddiens toe nie. Ek was bietjie de mekaar gewees. Maar ek is altyd opgewonde as ek na die huis van die Here toe kan kom. En dit gaan nie oor 'n gebou nie. 'n Gebou is 'n gebou. Mens kan enige plek gaan om die Here te dien, maar dit gaan oor die mense. Ek kyk vanmôre so na hierdie stene en ek dink, hierdie is net stene, maar ons is God se lewende stene. Ons is die gebou van God. Ons is sy mense. En dit is so lekker om te kan saamkom met God se mense, om saam te sing, sy naam te loof. En ek wil ietsie doen vanmôre, wat ek het gevra dat hulle vir my 'n lied opsit daarso, en ek hoor julle sing so mooi a cappella vanmôre. So ons gaan bietjie a cappella sing. Ek wonder, ek sien hier so sit nou heelwat meer mense aan hierdie kant as aan hierdie kant, maar ek wil dit so klein bietjie opdeel. So ons gaan net so 'n lied sing wat saam met my boodskap vanmôre ook gaan, maar die lied sê, baie van u sal dit dalk ken, baie van u sal dink dit is 'n nuwe koortjie, maar dit is 'n baie ou koortjie, en die woorde sê, as jy dalk net daar na die koorgedeelte toe kan gaan, dit sê, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Nou ons gaan bietjie a cappella sing vanmôre, en ek wil hê ons moet so maak. So al die mense tot hierso so af, hier in hierdie lyn, hulle gaan saam sing en hierdie gaan saam sing aan hierdie kant. Almal wat aan daai kant is van die klank. Is u gereed? OK, kom ons probeer. Ons gaan sê aan hierdie kant gaan ons begin. Ons gaan sê in the sweet by and by, by and by. OK, kom ons gaan weer. So almal daai kant, julle gaan die tweede ronde saam, en dan gaan ons saamkom. So ons gaan in the sweet by and by, by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Ons is amper daar. In the sweet. Nee, ons gaan in the sweet. I'll say. In the sweet. By and by. We shall meet on that beautiful shore. In the sweet. By and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way, to prepare us a dwelling place there. Hier gaan ons. In the sweet, by and by, we shall meet on that beautiful shore. Hallelujah. In the sweet, by and by, we shall meet on that beautiful shore. Tweede vers.
we shall sing on that beautiful shore. The melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. Een laaste keer. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful. Kan ons dit nog eenmaal sing? In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Gee julle self 'n lekker hande klap vanmôre. Wow. Dit klink sommer pragtig. Terwyl ons die Here so aanbid het vanmôre en ons sing so sonder die musiek, toe dink ek, hoe bly moet dit God se hart maak om sy volk te hoor sing. En kyk, daar's engele wat sing. Maar daar's ook 'n liedjie wat sê, 'n ou koortjie wat sê, dat die engele het nie hierdie boodskap wat ons het nie. Want die engele verstaan nie genade nie. Die engele is boodskappers van God. Maar ons ken genade. We have been redeemed. And there's a song the holy angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound. So u het 'n lied vanmôre. Nou as ek vir u vanoggend sal vra, hierdie liedjie wat ons gesing het, waarin laat dit jou eerste dink? Dit laat ons aan die hemel dink. Is daar nog iets waarin ons dit laat dink? Sê weer? Ons tuiskoms, yes. Nog iets? Sê weer? Lewe na die dood, yes. Ek dink dit laat ons ook dink aan hulle wat ons vooruit gegaan het. Nee, ander medegelowiges, miskien familie, 'n vriend. Ek het my pa verloor vroeër hierdie jaar op die 2de Januarie, 9de Januarie het ons hom begrawe en dit het die realiteit van die dood weer so bietjie naby gebring. Daar's baie van ons wat verstaan, wat weet en ervaar wat dit is, maar dit het my ook baie laat dink aan hierdie plek waartoe ons op pad is. Maar ek wil vanmôre met u praat oor ons reis na ons eindbestemming. En daar is 2 belangrike woorde in hierdie boodskap. Een is reis en een is eindbestemming. En ek wil dit in 2 dele opdeel vanmôre. Want albei is eintlik ewe belangrik. Dit is belangrik om te dink aan die hemel. Maar dit is ook belangrik hoe ek en jy leef as ons op pad is soontoe, terwyl ons op pad is soontoe. Dit is ewe belangrik. Jy weet, as jy reis beplan, jy gaan iewers heen. Hulle sê altyd, daar's mos 'n spreekwoord, jy het dit seker ook al gehoor, the joy is in the journey. As ons iewers heen reis, dan mis ons eintlik 'n klomp dinge langs die pad, as ons net hierdie idee het, wat ons net daar moet uitkom. Partykeer ry ons so, ons ry om daar te kom, maar daar is tog ook dinge langs ons pad, dat as ons so vir 'n oomblik miskien af sal trek, as ons so bietjie om ons sal rondkyk, en nie op ons selfone besig is nie, dan sien ons 'n paar dinge langs die pad raak, wat ons ook onthou, wat ook vir ons mooi is, wat ook vir ons goed is. So as u Bybel vanmôre saam met u het, kan u saam met my blaai na Hebreërs
13, Hebreërs 13, en ons gaan lees daar vanaf vers 8. Hebreërs 13 vanaf vers 8. Sê net amen as jy daar is. Hebreërs 13 vers 8. En ek lees vir ons, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie. Want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. So hier praat hy van 'n ou verbond, né? Dit wat die priesters gedoen het. Vers 12, daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Kan ek hoor, is daar iemand wat soek na die toekomstige? Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Tot sover. Ek glo ons almal het al iewers in ons lewe 'n lang reis onderneem en ek wil nou nie vanmôre praat oor die soort van reis wat jy na Somerset Mall toe neem nie. Ek weet vir baie dames is dit 'n gereelde reis wat hulle, maar dit tel nie vanmôre nie. Ek wil hê jy moet meer dink in terme van 'n lang reis. Ek seker daarvan ons almal het op so 'n reis gegaan en ek dink die heel belangrikste ding wat ons vir onsself moet vasstel wanneer ons reis, is sekerlik die plek waartoe ek gaan. Dit is vir my amper ongelooflik om te dink hoe baie mense in hierdie wêreld leef sonder om daaraan te dink waaraan hulle die ewigheid gaan spandeer. Hierdie wêreld is verlore. Die wêreld is soekend. En dit is asof hulle nie weet waarheen hulle gaan nie. Het mos gehoor, daar's ook 'n spreekwoord wat gesê word, going nowhere slowly. En dit vergestalt eintlik vir my amper die generasie waarin ons lewe. Maar dit is belangrik as ons weet waarheen ons gaan. Ons stel daardie plek vas as ons reis. 'n tweede ding wat ek dink belangrik is hoe gaan ons daar kom? 'n Ou dink mos nou aan vervoer. Jy dink aan, gaan ek met 'n bus ry? In die ou dae het ons met 'n trein gery. Ons klim op 'n vliegtuig of ons ry met 'n motorkar. So ons moet dink aan die vervoer. 'n Belangrike ding is wanneer jy gaan reis, dan dink jy aan die roete. Ons het ons GPS. Ons sit die GPS aan en GPS sê vir ons, draai hier links, draai hier regs. Ek sê altyd vir daai vrou wat met my praat, moenie so op my skree nie. En sy wil die hele tyd vir my voorskryf waar ek moet draai. Maar ek het aangesit om vir my te sê waartoe ek moet draai. So, ja, ons het 'n GPS, ons het 'n roete waarop ons gaan ry. Ons moet bepaal waar gaan ons bly. 'n Baie belangrike ding wat die vrouens altyd vra is, hoe lank gaan ons weg wees? Hoekom is dit belangrik? Daar sê, ons moet inpak.
Ek moet weet, hoeveel moet ek vat? Gewoonlik te veel. En 'n baie belangrike ding wat ons moet oorweeg is, wat gaan ek agterlos? Ja, daar's 'n paar dinge wat gelos moet word. Dit wil vir my mos partykeer lyk, ons gaan vir 'n naweek weg, dan gaan ons vir 2 weke weg, soos wat die kar gepak word. Wat neem ek saam? Wat los ek? Ek dink ook een van die belangrikste dinge wat ons moet oorweeg op 'n reis is, om koste te bereken. Nee, ek moet ons uitvind, wat gaan dit my kos om te bly? Wat moet ek betaal om te eet? Waar gaan ek gaan? Daar's beplanning wat daarin gaan. Ek het onlangs, bietjie Mosselbaai toe gery, om vir familie te gaan kuier, en ek het deur al hierdie goedjies, sonder om eintlik neer te skryf, moes ek aan al hierdie dinge dink. Jy beplan, jy bereken koste, jy werk dinge uit, amper tot op die sent, sodat jy kan weet, ek kan gaan en ek kan terugkom. Maar is dit dan nie ook so, dat wanneer ons beplan, om eendag hemel toe te gaan, ons self gereed maak, koste te bereken, dinge uit te werk? Waar bevind ek myself nou? Is ek nog op roete? Is ek nog in die regte plek? Beweeg ek nog in die regte rigting? Waar is ek en waar wil ek wees? Ek dink dit is alles belangrik. Iemand bel my so rukkie voordat ek weggaan, en hulle weet nou, ek gaan nou weg vir hierdie tydjie Mosselbaai toe, en hulle sê, en my pa het hierdie sê ding altyd gehad, hy het gesê, die lekkerste ding van 'n vakansie is die uitsien. Is amper lekkerder om uit te sien na 'n vakansie, om op 'n vakansie te gaan. Het u dit ook al so ervaar? Jo, jy's opgewonde, jy praat daaroor, jy vertel vir almal, jy's opgewonde, jy kan nie wag nie. En ek vertel vir hierdie persoon, hulle sê vir my, jo, jy's seker opgewonde. Ek sê vir daai persoon, ek is eintlik alreeds daar. Hoekom? Ek het 'n prentjie. Ek sien iets. Ek weet, dit is waartoe ek wil gaan. En dit het iets so my wakker gemaak van hierdie geestelike reis waarin ek en jy op pad is. Ek dink dit is belangrik dat ons ook 'n prent voor ons hou. Ek dink dit is belangrik dat ons harte nie so vasgemaak word op hierdie aarde, dat ons nie weet waartoe ek op pad is nie. En wat is die rede hoekom ek nog soontoe gaan nie? Daar is iets waarin ek vashou. Ek is eintlik alreeds daar. Nou, ek wil net so 'n bietjie stil staan by hierdie tweede deel van my boodskap, die eindbestemming. Glo u daar is 'n hemel? Ja, dit klink nie baie oortuig nie. Die hemel is 'n plek. Dis 'n regte plek. Dis nie iets wat iemand eendag opgemaak het en gesê hierdie is 'n goeie idee nie. Nee, dis 'n plek wat God geskaap het. En ek wil net so in herinnering vir u net 'n bietjie lees oor hierdie eindbestemming waartoe ons gaan in Openbaring 21. Jy is ook welkom as jy jou Bybel daar wil oopmaak vir so 'n oomblik. Ons gaan teruggaan na Hebreërs 13 toe, maar ek wil net graag Openbaring 21 lees vir u. Luister mooi na hierdie woorde. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Die see was daar nie meer nie. Partykeer wil mense my nie glo as ek sê daar gaan nie 'n see wees nie. Jy moet maar mooi vir hom kyk hier op die strand. Ek sê maar net. En ek, Johannes, vers 2, die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God
is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Jy kan bank daarop. As die Here gesê het, ek sê vir jou, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Skryf dit neer, dan gaan dit so wees. Want God het dit gesê. Nou ek het vanmôre hierso, wie erken nog een van hierdie ouetjies? Nee, dis nie 'n groot CD nie. Hierdie is een van my langspeelplate. Ek is so 'n bietjie nostalgies wanneer dit kom by sulke musiek. En hierdie is 'n ou gospelplaat wat ook aan my, ek dink dit het seker eers aan my oupa behoort, maar dit is aan my pa behoort. En wat ek agtergekom het, as jy luister na die ou langspeelplate, is die mense sing baie van die hemel. As jy na vandag se musiek luister, dan klink dit amper, ons sing meer van wat hier aangaan. En die ou mense het meer gesing van wat daar aangaan. Dis iets om oor te dink. Jy sien, daar's ook 'n spreekwoord, Afrikaanse spreekwoord, wat direk uit die Bybel uitkom. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek dink dit is belangrik dat ons as kerk vir mekaar 'n bietjie herinner soms om te sê, broer, suster, moenie vasgevang raak hier nie. Ons is op pad. Ons het 'n reis. Ons het 'n eindbestemming waarby ons moet uitkom. Moenie vergeet nie. Hierdie ou liede het ons herinner ons dikwels. Daar is 'n plek. Daar is 'n droom. Ek is al reeds daar. Ek is al reeds daar. Ek dink daaroor. Dit is in my hart. As ek na hierdie gedeelte kyk in Openbaring 21, dan is ek opgewonde om te hoor, daar's nie meer dood nie. Die dood is 'n verskriklike ding. Die realiteit is, en ek weet nie, hier het seker ook al baie gehoor, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil dood gaan nie. As ek vanmôre vir een en elkeen persoonlik vra, wil jy graag hemel toe gaan? Dan gaan jy vir my onmiddellik sê, definitief. As ek jou vra, wil jy vandag gaan? Jy gaan bietjie dink daaroor. Maar die wonderlikste ding van hierdie skrifgedeelte is nie dat daar nie meer trane gaan wees nie, dis wonderlik. Dat daar nie meer droefheid gaan wees nie. Dat daar nie meer moeite gaan wees nie. Wie is bietjie moeg vir moeite? Ja, ons is almal moeg vir moeite. So al hierdie dinge is vir my mooi, maar die een deel wat vir my uitgestaan het in hierdie skrif is, en God self sal by hulle wees. En hy sal hulle God wees, en hulle sal vir hom 'n volk wees. Die hemel is 'n plek waar God is. En dit is waar ek wil wees. Ek wil by hom wees. Broer, dit gaan wonderlik wees om op goue strate te stap. Suster, dit gaan wonderlik wees om die Parelpoorte te sien. Maar as jy lief is vir Jesus, dan is ek seker daarvan, jy gaan oor daai goue strate na hom toe hardloop. Want jy wil by God wees. Die hemel is 'n plek. Die hel is 'n plek
waar God nie is nie. En jy weet baie selfs ek luister baie keer wat die vraag wat baie mense vra is, jy weet, is die hel nou hierdie plek waar daar regtig gaan daar vuur wees, gaan daar hierdie verskriklike dinge gebeur, en dan antwoord hulle dit eintlik mooi. Hulle sê, as jy in hierdie lewe nie vir God in jou lewe wil hê nie, dan is die hel eintlik 'n plek wat jy kies om vir ewig sonder God te leef. En dis 'n verskriklike gedagte vir my. Maar die hemel is die plek waar God is. Mag ons maar droom oor hom. Ek sê, Here, laat ons droom. Laat ons droom om in sy teenwoordigheid te staan. Laat ons opgewonde raak. Laat die kerk 'n verwagting mag hê. Want as ons hierdie lied vanmôre gesing het, in the sweet by and by, dan skep dit by my 'n verwagting. Dit skep by my 'n hoop dat ek eendag by hom sal wees. Die reis en die plek is ewe belangrik. En ek wil gou weer teruggaan na Hebreërs 13 toe. Hebreërs 13, waaruit ons gelees het. Nou, ek gaan ook vir my sê, hierdie gedeelte, hoe het dit betrekking op 'n reis? Maar ek wil, en verstaan my vanmôre reg, dat die woord van die Here is vol, wil ek amper sê, riglyne vir ons reis saam met hom, né? Ons weet mos die Bybel is vir ons 'n handleiding. Ons weet dit is vir ons 'n kompas. Dit gee vir ons rigting aan. Dit gee vir ons leiding. Maar ek wil net 'n paar dinge uit hierdie skrifgedeelte uitlig om u te herinner hoe belangrik dit is om ook op hierdie reis bewus te wees van wat God wil hê ons moet doen. Die eerste een wat ons daar gelees het in vers 8, sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Ek dink vir hierdie geloofsreis is dit sekerlik die belangrikste ding om te onthou. U moet asseblief daardie skrif vat. Dis eintlik 'n baie maklike skrif om te onthou. Maar jy moet dit diep in jou hart bære. En jy moet dit gedurig deur vir jouself sê. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde. En tot in alle ewigheid. Halleluja! Op 'n reis kan jy maklik verdwaal raak. Ons manne vra mos nie rigting nie. Ons ry net. Maar jy kan verdwaal. Maar ek kan vir jou een ding verseker. As jy vir Jesus altyd naby aan jou hou, sal jy nie verdwaal nie. Want hy sal jou altyd op die regte pad lei. Hy het ook gesê, Johannes 14, ek is die weg en waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy is die fondament. Hy is die hoeksteen ook van die kerk. En ons mag dit nooit vergeet nie. Want ons sal verdwaal wees sonder Jesus. Hy is die al en al. Ek wil u herinner vanmôre, hou hom altyd voor u. Hou hom altyd naby u. Die reis het begin by hom. Die reis bly by hom. En die reis sal tot in ewigheid saam met hom wees. Want hy is ook daar waar ons gaan. Hy moet die begin wees. Hy moet die middel wees. Hy moet die einde wees. Amen. Die volgende vers 9 sê, moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie. Dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel wat geen voordeel gehad het wie dit gebruik het nie. Baie mense begin goed op hierdie reis.
Jong, hulle is aan die brand. Hulle is opgewonde. En dan begin daar rondgekyk te word. Ek wil vir u vanmôre waarsku, want hierdie is 'n pasop op die reis. Jy weet mos as jy reis, dan is daar 'n klomp tekens langs die pad. As jy nie daai tekens behoorlik volg nie, dan begin jy te verdwaal. Tekens kan 'n mens ook soms de mekaar maak. Maar ek wil u vanmôre waarsku, moenie rondgeslinger word deur vreemde leringe nie. Die duiwel, ons het 'n liedjie gehad in die Sondagskool. The devil is a sly old fox. Hy het 'n manier om baie subtiel jou van spoor af te lei. Ek sê dit versigtig, want daar's ook goeie goed. Pas op vir YouTube. Pas op vir TikTok. Pas op vir Instagram. Pas op vir Facebook. Elke ou gooi sy opinies en sy idees daar uit. En hy wag vir 'n ou wat sal byt, wat sy oor sal uitleen. Ek wil jy net vanmôre waarsku. As jy nie kan onderskei nie, as jy nog nie standvastig is in God se woord nie, dan sit net so, dan mislei iemand jou. En jy volg, en jy kom met een of ander vreemde ding, en net so, dan het die vyand jou in hou vas. Moenie rondgeslinger word nie. Ek waarsku jou vanmôre. Yes, soos wat 'n mens wandel saam met die Here, soos wat jy het 'n mens die vermoë om te onderskei. Maar as jy nog jonk is in die Here, jong mense, los daai goed. Moenie agter elke lering en elke idee wat 'n ou het, aan hardloop nie. Nie almal is in die woord van die Here nie. Ek waarsku die kerk vanmôre. Daar kom 'n ding. Hulle noem hom kunsmatige intelligensie. Hoor u die mooi musiek wat kunsmatige intelligensie vir ons gee? Jong, mense stuur gedurig deur vir my 'n klip of 'n ding. Dan sit AI. Dan sê ek, pas op vir AI. Miskien is hier vanmôre iemand, dis deel van jou werk, ek respekteer dit. Ek sê op ons geestelike reis, pas op vir AI. AI het nie 'n siel nie. AI het nie 'n gees nie. Wel, hy gaan 'n ander gees hê, wat nie die gees van God is nie. Wees versigtig. As ek iets van AI hoor, musiek, ek verkies om eerder na 'n ou te luister wat ek ken daai se ou. Ek ken daai ou, hy het gesing, ek kan met hom praat. Maar 'n vreemde ou wat vir my net goed by mekaar gooi, ek is versigtig om na te luister. Want ek weet nie wanneer daai ding begin draai en baie subtiel begin hy leuns in te bring. En ons luister, is te mooi. Hulle sit mooi prentjies daar, so dis mooi. Ek waarsku vanmôre, moenie rondgeslinger word nie. Soek God se wysheid, soek God se kennis, soek die Heilige Gees se werking. Dit was my so mooi, waar pastoor Arnold 2 weke terug gepraat het oor die God van vuur. Kan jy daardie boodskap onthou? En wat het hy gesê? Hy het gesê, God bring die vuur, maar ons moet die vuur aanblaas. God gee vir ons sy gees, maar ons moet hierdie vlam in ons hart laat aanhou brand. Ons moet dit aanwakker, want ons wil gereed wees wanneer ons Here Jesus gaan kom. Amen. Vers 11, 10, 11 en 12 praat hy van 'n altaar. Hy sê daarso, want die diere waarvan die bloed van die sonde vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buite die laar gebrand, en daarom het Jesus ook om die volk met sy eie bloed te heilig buite kan die poort gelei.
laat ons dan na hom uitgaan toe buite kan die laar en sy smaad dra. Hierdie gedeelte praat van 'n ou verbond en 'n nuwe verbond. Maar dit praat ook van Jesus. As die Bybel sê, hy het buite die poort gegaan om ons smaad te dra, waarvan praat hy? Waar het Jesus buite die poort gegaan? Hy het Golgotha toe gegaan, dis reg. Hy het aan 'n kruis gaan ly. En ek wil weer eens vir u sê, op jou geloofsreis is dit belangrik om gedurig deur, maar weer by daai kruis te kom. Hou vas aan die kruis. Hou vas aan Jesus. Moenie rondgeslinger word deur allerlei leringe nie. En belangrik, hou vas aan die kruis waar Jesus vir jou sonde betaal het. Want die vyand weet ons, hy hou daarvan om ons skuldig te laat voel, om ons dinge te laat dink, om ons identiteit te verdraai. Maar iemand wat by die kruis van Jesus bly, sal dit nie toelaat nie, want hy sal gedurig deur vir die vyand kan sê, daar op Golgotha is jy oorwin, halleluja. Die bloed het vir ons betaal. 'n Belangrike ding is ook, en hy noem daarso, dat dit is goed dat jou hart deur genade versterk word en nie deur voedsel nie. En waarvan hy daar praat is, onthou, die mense het baie gegaan in die Ou Testament, of wat ek moet eet en nie ek moet eet nie. Wat ek mag doen en wat ek nie mag doen nie. En hy sê, dis belangrik dat jou hart versterk in genade. Genade, dit bly genade. Maak nie saak hoe lank jy op hierdie reis is nie. Dit bly net genade. Genade, genade. Halleluja. Halleluja. Pas op vir eie geregtigheid. Pas op. Hou vas aan dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Broer en suster, hierdie dinge wat ek vir jou vanmôre noem, dit gaan jou laat volhard. Hierdie is die belangrike elemente van ons geloof wat jou konstant hou. Wat jou kop laat optel en sê, vanmôre staan ek op en ek weet, ek gaan saam met Jesus vandag. Onthou wat ek aan die begin gesê het, hy is deel van gister, hy is deel van vandag, maar hy is ook tot in ewigheid dieselfde. Laat ons uitgaan en sy smaad dra. Miskien kan ek jy net gou vinnig 'n kort storie vertel. Ek het tot bekering gekom toe ek 17 jaar oud was. Ek het nie in my ouers se huis gebly op daai stadium, ek het by my ouma gebly, omdat ek daar by 'n skool wou wees waar ek gegaan het en ek het my vriende een aand na 'n evangeliediens toe genooi. Min wetende dat ek self tot bekering gaan kom. Ja, so ek het hulle genooi diens toe met die hoop dat hulle tot bekering sal kom. Dit is hoe godsdiens werk. Nee, ons kan godsdienstig wees. Ons kan in die kerk sit. Ek het in die kerk groot geword. Ek het na Jimmy Swaggart se plate geluister in my ouma se huis. Maar ek was onbekeerd. En ek kom hier aan by die diens. My oë uit my kop uit gehuil voor al my vriende. Hulle het seker gedink hierdie ouer het verloor. En kort daarna besluit ek gaan my nou laat doop. Ek maak 'n afspraak met die pastoor. Ek sê vir die pastoor, en hy was 'n groot gees in die kerk gewees, hy's nou al oorlede. Ek sê vir hom, pastoor, nou ek is 17 jaar oud. Ek sê vir hom, pastoor, as jy my nie gaan doop nie, gaan ek iemand kry om my te doop. Hy sê, wow, waar kom jy vandaan? En ek vertel hom, ek sê ek het tot bekering gekom in die kerk, ek wil my doop. Hy sê, goed, en ek laat my doop. Maar in die paar weke wat lei totdat ons nou wag vir die doopdiens. Een aand lê ek in my bed, ek is 'n tiener en ek het soos wat baie tieners maar maak, hulle het hulle musiek in die agtergrond daar, terwyl hulle nou voordat jy in die slaap raak. En ek gaan nou maar nie vir julle sê na wie het ek geluister daarso nie. Ek's 'n tiener, jy kan maar die som maak vir jouself.
Maar die volgende oomblik, toe pluk 'n ding my daar uit op my bed uit. Toe sien ek hierdie gedrog voor my. Onthou, miskien sal jy dink, ouens maak stories op oor die goed. Ek weet, want ek was 17, wat het ek geweet van die goed? Maar daar het gryp 'n ding vir my daar in daai bed van my. En hy val my aan. En ek het net, al wat ek kan onthou, is ek het net geroep, Jesus, Jesus. En soos wat die ou mense ons geleer het, ek pleit die bloed van Jesus. En toe laat daai ding my gaan. Jong, en ek is daar op my knieë, en ek roep die Here se naam aan, en ek bid. En ek het my vriend, wat ook by die skool 'n Christen was, ek vra vir hom, wat het met my gebeur? Ek verstaan dit nie. Maar jy sien, wanneer jy op roete is, na God toe, dan sal die vyand enige iets probeer. Hy daai aand probeer om vrees by my in te boesem. Maar, dank die Here, ek het besluit, ek gaan Jesus volg. Dit maak nie saak waar jy jouself vandag bevind nie, hoe ver jy op hierdie reis gekom het nie. Weet dat wanneer jy die naam van die Here aanroep, sal hy jou uitred. Halleluja, halleluja. Daar is 'n kruis waar Jesus vir ons betaal het. Ek wil afsluit vanoggend met vers 15 wat sê, laat ons dan geduldig deur hom aan God 'n lofoffer bring, want dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Ek kan nie vir u genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is om geduldig deur op jou pad die Here se naam te loof en te prys nie. Hier by die kerk, hier oefen ons. Maar wanneer ons maandag opstaan vir werk, dan begin die lof. Wanneer ons daai battles gaan beklei, ek ken mos van daai battles, dan begin ons. Dan moet ons die naam van die Here loof en prys. Dan moet jy daai kaset of daai CD moet jy in die kar kan druk, jy moet die musiek kan aansit, jy moet sê, Here, ek gaan u naam loof, en ek wil u vanoggend challenge, sing, 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 en prys die naam van die Here, so ver soos wat jy gaan. Ek gaan nie nou iets vertel, maar ek weet, hier's baie van u wat dieselfde ding doen. Maar as ek store toe gaan in die môre, dan begin ek al te sing. Kyk, as ek daar uitgekom het, dan se kan die brand. Dan voel ek reg. Maar dan klim ek in my kar, dan sing ek werk toe. Dan kom ek by die werk, dan voel ek's reg. Maar as ek die dag nie gedoen het nie, dan voel ek, ja, en dan verstaan, dinge gebeur by die werk. Dit is moeilik. Ek wil jy uitdaag vanmôre op hierdie reis, sing. Weet jy, ek kan partykeer met my werk, as ek 'n ver pad ry, ek kan die radio af het, die hele uur soontoe en terug, en ek kan net sing. Want wat doen sing? Dit nooi die teenwoordigheid van die Here. Dit nooi hom om te sê, hier is ek, Here. Praat met my. En uit daai sing uit, dan begin daar gesprekke te vloei. Dan bid ek, dan roep ek, dan smag ek. 'n laaste is vers 16 waar hy sê, vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie. Die wonderlike ding van reis is dat ons dit saam doen. Is dit nie wonderlik nie? Het jy al ooit na 'n plek toe gegaan en jy wil vir iemand wys? Jy's alleen daar, maar jy wil vir hulle wys wat hier aangaan. En dan sien nou mense, meeste, hulle het 'n selfie stick, né? Hulle loop met die selfie stick oral en wys vir die mense. Hoekom? Hulle is alleen. Hulle wil dit graag deel. Ons het die wonderlike voorreg dat ons dit kan deel met mekaar. Dat ons hierdie reis kan deel. En dit is wat hy vir ons sê. Hy sê, moenie vergeet nie. You're not alone in the fight. Daar's iemand wat ook saam met jou stry.
Daar's iemand wat saam met jou reis. Die kerk is vir mense soos ek en jy. Mense wat uit genade gered is. Mense wat gekoop is met die bloed van Jesus. Mense met swakhede soos ek en jy. Maar wat ook 'n droom het, wat ook 'n hoop het, waarin hulle vas wil hou. Ek wil die span vra om vorentoe te kom, en ek wil 'n uitnodiging rig vanmôre. Wie onthou die storie van die Emmausgangers in die kerk, in die Bybel? Die Emmausgangers was 2 manne wat geloop het van een plek na 'n ander plek. So hulle het ook eintlik gereis. En Jesus, na sy opstanding, kom by hierdie 2 manne. En hy begin saam met hulle te stap. Hulle erken hom nie. Hulle weet nie dis hy nie, maar hulle stap saam. En terwyl hulle oor die dinge praat wat gebeur het, hoe Jesus hierdie profeet was, wat gesterf het, gekruisig is, en hy vir hulle die woord begin uitlê, gaan hy saam met hulle aan huis, en die Bybel sê toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop, toe sien hulle hom, en toe verdwyn hy van hulle. Maar iets wat hulle vir mekaar sê, prys die Here, sê, was ons harte nie brandend, toe hy met ons gepraat het oor die woord nie. Was sy hart nie brandend nie. Ek wil u vanmôre vra, is jou hart nog brandend? Of het jy ook dalk koud geword? Het jy ook dalk 'n bietjie een kant begin trek? Bietjie selfsugtig geraak? Waar staan jy vanmôre? Met die Here. Hou jy nog vas aan daai hoop, aan daai droom? Kom ons sluit ons oë. Kom ons sluit ons oë. Kom ons raak net so vir 'n oomblik bietjie besig met die Here. Ons sê, Here, hier is ek vanmôre. Waar is ek op hierdie reis? Waar bevind ek myself vanmôre? O Here, laat my hart ook brandend wees. Laat my hart ook brandend wees vir Jesus. Ek wil jou 'n geleentheid vanmôre gee. As jy nog nie 'n besluit gemaak het vir die Here Jesus nie, vanmôre is jou dag wat jy kan sê, Here, ek wil iewers begin. Ek wil hier begin. En ek wil jou 'n geleentheid vanmôre gee. As daar iemand is wat sê, Here, ek wil graag by U wees eendag. Ek wil hemel toe gaan. Staan net vinnig daar op jou voete en ek gaan vir jou 'n gebed doen. As daar enigiemand wat vanmôre sê, Here, hier is ek. Ek wil my reis begin. Die Here nooi jou vanmôre, my vriend. Moenie talm nie. Moenie wag nie. Moenie nog 'n dag. Nog 'n dag. Ek het my pa sien sterf hierdie jaar. En daar was nie nog 'n dag nie. Baie dankie. Is daar nog iemand wat vanmôre, ek gaan vir jou gebed doen. Ek gaan dit nie lank uittrek nie. Ek wil jou geleentheid gee vanmôre om met Jesus reg te maak. Moenie talm nie. Die uur is naby. Jesus gaan kom. Baie dankie vir elkeen wat staan vanmôre. Ek wil vra, broers en susters, u wat help, wil u nie net 'n hand gaan lê? Wil u nie net die hand uitstrek oor iemand vanmôre? Ons gaan vir daardie persone bid. Ons gaan hulle innooi in die koninkryk. Hierdie is vandag jou dag. Merk dit op jou kalender. Sê, hierdie is my dag, Here. Ek maak reg vanmôre met U. Ek wil my sonde bely. Ek wil na U toe kom, Here, en ek wil vrykom van my verlede.
Daar is dinge wat ek moet los vanmôre. Ek wil op reis gaan, maar ek weet ek het dinge wat ek moet agter my laat. Vanmôre is jou dag, my broer en suster. Maak reg, bely dit vanmôre teenoor die Here. En as daar iemand is, kom lê net 'n hand. Kom, help my asseblief vanmôre, kom lê 'n hand op iemand net daar waar hy is. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie Vader, dankie Vader. Raak besig vanmôre bietjie met die Here. Ons wat die Here ken ook. Here, waar is ek? Waar is ek vanmôre? Het my hart nog brandend vir die evangelie? Is my hart nog brandend vir die kerk van Jesus? Is my hart nog brandend vir verlore mense? O Here, vanmôre lê ons hande op elkeen wat hier staan vanmôre. Ek was ook daar in my lewe, Here. Ek was ook op daardie plek gewees. Ek was gebroke. Ek was stikkend gewees, maar ek het uitgeroep en U het in die groot genade het U ontferm oor my. Vanmôre is my gebed ook, ontferm U oor my broers en susters vanmôre, terwyl ons op hulle hande lê. Here, dankie dat daar 'n gejuig vanmôre in die hemele is, dat daar boeke oopgemaak word en name opgeskrywe word in die boek van die lewe. Halleluja, halleluja. U ken elkeen by die naam. U het ons by ons naam geroep en het gesê, jy is myne. Halleluja, halleluja. Ek bid vir een en elkeen wat opgestaan het, wat 'n verklaring gemaak het, Here. O, ek wil bid dat U hulle sal vrymaak, dat U hulle sal losmaak, dat U vanmôre vir hulle die sekerheid en die vastigheid van geloof sal gee. O Here, dat hulle sal ervaar hoe die sand van hierdie lewe verdwyn en hoe daar 'n rots onder hulle kom om hulle standvastig te maak in U. Halleluja, dankie vir Jesus. Terwyl ons net so staan, wil ek net bid dat U agter my aan sal bid vanmôre. Hemelse Vader, kom bid saam met my vanmôre. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. Ons bely ons sonde en ons gebrokenheid. Ons bely ons swak, Here, teenoor U. Maar Here, ons reik uit vanmôre en ons sê vergewe ons. O, vergewe ons. Plant my voete vanmôre, Here, op pad hemel toe. O, dat ek hierdie reis sal onderneem. My hand aan die ploeg slaan vanmôre en nie sal omkyk nie. Ek dank U vanmôre, Here Jesus, vir die groot genade oor my. In Jesus se naam. Amen en amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Halleluja, halleluja, halleluja. Kom, Dani het gesê ons moet hande klap vanmôre. Kom, ons klap 'n bietjie hande. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, die Here is goed. Die Here is getrou. Halleluja, halleluja. Kom kinders van die Here, loof sy naam. Halleluja. 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 Oh, halleluja. Halleluja. My gebed is vanmôre, Here, dat ons hier sal uitgaan. Elke een van ons, dat ons harte brandend sal wees. Bring die vuur, Here. Bring die vuur van U Gees. Steek ons aan die brand. Dat ons hier sal uitgaan en ook vir mekaar sal kan sê, my hart brand vir Jesus. Maak my 'n vlam vanmôre, Here. Waar ek is, laat my lippe ook gesalf wees, dat ek sal praat, dat ek nie sal stil bly nie, dat ek sal vertel van die goedheid en van die genade van die Here, dat ek vir mense sal vertel, daar is 'n hemel en daar is 'n hel, maar dank God, hy het vir ons 'n weg gemaak, in Jesus naam,
Amen. Amen. Baie dankie. Mag die Here u ryklik seën. Mag jy nie net 'n wonderlike Sondag hê nie, maar 'n wonderlike week. En ek is so bly jy was vanmôre in die huis van die Here gewees. Mag die Here jou seën. Amen.